As hy goeienaand, dames en here. Dit is my wonderlik, jy weet, my dogter het my nie opgehelp. Ek het so 'n paar jaar gelede, 30 jaar gelede, sal julle nou in hierdie verhaal hoor, dat ek was verlam en ek was in 'n rolstoel vir 5 jaar, en ek het eventueel, het ek 'n operasie ondergaan die 17de Oktober verlede jaar, waar hulle, ek is die 5de ontvanger van hierdie tipe tegnologie. Hulle het 36% van my been, met ander woorde hierdie been het hulle weggevat en het hulle dan 'n protese ingesit, sodat ek weer kan loop en reguit staan. Want my knie het vorentoe gebuig, nie agtertoe gebuig, soos wat 'n mens sal wees nie. En ek herstel baie mooi, en prys die Here. Jy weet, ons tema, en ek hoor julle praat oor goeders waaroor mense nie praat nie. toe ek dit nou hoor, toe wil ek nou grappender gewys vir julle die volgende ding sê. Ons gaan praat vanaand oor brakpan. Net voordat ek te ver gaan met brakpan, wie kom van brakpan af? is naby genoeg. Ja, en vir die res van julle wat nou nie van brakpan afkom, soos wat ek nou nie kon doen nie, ek wil net vir julle sê, daar word baie grappies vertel oor brakpan. En ek wil net vir julle sê, alles is die waarheid. Wat hulle sê. Nou ja, ons gaan praat oor weeskind, ons gaan praat oor 'n oproep wat my lewe verander het. Ek gaan praat oor my near-death experience, met ander woorde, ek het dood, ek was dood op die operasietafel, hulle het my na ure kon hulle my weer by mekaar kry, en ek sal net ietsie daaroor dink. En dan sal ek vir julle verduidelik 'n groot moment in my lewe, in 1996, wat bygedra het. En as jy hier so sit en jy wonder en jy dink, joh, die lewe is bietjie swaar en daar's bietjie hindernisse in my lewe, dat die Here is nie so persoonlik dat hy regtig betrokke is by jou nie, in persoon nie. Ek kan dit vir jou 100% sê. Hy is betrokke, hy's 'n God van detail. En miskien moet ek net vir julle, jy weet, hier's een baie belangrike faset, wat ek dink in vandag se samelewing, nou as mense gaan kyk veral hierso in Suid-Afrika, dan is die woordjie trust, nee, ek vertrou nie altyd almal nie, nee, ek vertrou nie altyd almal nie. Maar 'n baie mooi storie, en is 'n ware verhaal. Hierdie pa swem saam met sy dogter in die see in, maar 'n klein dogtertjie, Jenny, 9 jaar oud, en hy is so besig om hom te geniet, dat hy nie agterkom dat hulle is in 'n stroom waar hulle weggevat word nie. Toe hy op 'n stadium, jy weet, besef, maar daar's nou moeilikheid, toe kan hy nie land meer sien nie. En hy dog toe nou, en hy besef, hy is in hierdie stroom, en hy weet dat hy gaan moet terug, want hulle kan nie teen hierdie stroom swem nie, maar hy gaan moet swem totdat hy uit die stroom uit is, en dan gaan hy moet teruggaan, en hy besluit toe, nee, hy gaan dit nie doen met haar nie, want hy het op daardie stadium met hy gehelp, bo bly, en hy besluit toe nou, ek gaan 'n groter kans hê om die land te sien, en om haar te red, as ek vir hom die volgende ding sê. En hy sê toe vir sy dogtertjie, luister mooi, papa gaan nou, hierdie stroom is baie sterk, so ek kan nie jou saamvat nie, ons gaan verdrink as ons dit doen, so papa vra vir jou 2 goeders, jy moet rustig wees, want ek gaan land toe swem, en ek sal weer kom. Ek gaan jou kom haal. En hy sê toe vir sy vra vir hom, wat moet sy doen, en sy sê vir hom, of hy sê vir haar, jy moet net op jou rug draai, en dan float jy. Dis al, wees rustig.
En dit gebeur toe nou so dat hy swem en hy kom uiteindelik daar so op die strand en daar's klomp lewensredders wat gaan en hulle gaan nou in die rigting waar die kind lê en hopelik dryf en na 'n uur nog niks gekry nie, daar kom toe jetskis by waar hulle van ander strande af bestel het om te kom help soek na hierdie kind. En later is daar weer bote by, want 2 ure gaan verby, kry nie die kind nie, 3 ure gaan verby, kry nie die kind nie. En hier kom 'n ou met 'n jetski en hy sien, oh my goodness, dis hierdie dogtertjie. En nou praat hulle, dit koms met en die pa sit in een van die bote. En hy sê vir die ou, vra net vir haar, kyk net, dryf sy met die gesig onder toe of met die gesig boontoe? En hulle sê nee, sy dryf met haar gesig boontoe. En terwyl hulle so aankom met die jetski, sê hulle vir die dogtertjie, sê hulle net rustig wees. Nou staan hulle langsaam, want hulle gaan nou optel op die jetski. En hy vra vir haar, hoe het jy dit reg gekry om tot nou toe nog so rustig te wees, want sy's rustig. Sy groet hulle hi en sy sê nee, want my pa het gesê hy gaan my kom haal. En die ou sê vir hom, ja maar jy weet daar is 3 ure al verby. Sy sê nee maar ek vertrou my pa. En dis wat ons kan doen met die Here. Ons kan hom regtig vertrou in sy betrokkenheid in ons lewe. Hy ken die detail van elkeen van ons. Nou wees ek is Laurens Swanepoel, ek het 5 kinders, nee 6 kinders, 5 dogters en 1 seun. En ek kom regtig van Brakpan af. En ek wil vir julle 'n paar insidente vertel, want ons praat oor vergifnis ook. En oor hoe die Here so intentioneel betrokke is in persoon by ons lewens. Nou, my pa was 'n myner en my pa was 'n weeskind. Dis kom ons oor 'n weeskind gepraat. So hy was hierdie weeskind gewees. Ek het nooit geweet hy was 'n weeskind nie. Hy is getroud met my ma op 'n baie jong ouderdom. Hulle het getroud net toe dit wettig raak vir hulle om te trou. Nadat hulle mekaar net 2 weke gelede ontmoet het. Net 2 weke toe hulle getroud voor die magistraat en hierdie 2 is getroud en hulle het uiteindelik 7 kinders gehad, waarvan ek die oudste is. En maar ek het altyd gewonder, hoe is dit moontlik dat my pa nooit aan ons raak nie? Soos wat ons groot geword het hy net nooit aan ons as kinders geraak nie. En eventueel het dit uitgekom, ek was in my 30's, nee, toe ek uitvind dat, maar hy was eintlik 'n weeskind. En in die weeshuis was die reël dat geen personeel mag aan 'n kind raak nie, want hulle wou molestering, uitroei ensovoorts. Maar daar was 'n klomp goeders van my pa. Ons het nie 'n baie goeie verhouding gehad nie. Regtig, hy, jy weet, op 'n stadium, toe sê hy, ek het, toe ek in matriek kom, toe sê ek vir hom, maar luister, ek wil volgende jaar gaan swat. En hy het gesê, nee, wat wil jy gaan doen? Ek sê, ek wil 'n predikant word. En hy sê vir my, nee, jy gaan nie, jy gaan op 16 gaan jy uit die skool uitgaan en dan gaan jy werk. En jy gaan 'n eerlike werk doen, jy weet, want manne wat eerlike werk doen, kom vuil by die huis aan en hy werk met sy hande. Nee? En ek sê vir hom, nee pa, maar ek wil regtig gaan swat. En hy sê vir my, nee man, jy weet wat, nee, penpusher, jy wil nou regtig 'n penpusher word. Ek weet nie of julle kan onthou, die ouens het gepraat van die witboortjie ouens as penpushers, nee. En wat verstommend was, is dat hy het net gedink, en hy het net gesê nee. En die hoof en een van die onderwysers het toe nou gesê, maar nee, met my pa kom praat en sê, luister, ons sal
Ons sal sorg dat hy albei kan doen. So hy kan in die myn werk vanaf 1 uur die middag tot en met dat sy skof verby is, maar hy moet dit in die oggend moet Laurens terugkom in die skool. En ek het dit toe gedoen. En ons het net nie hierdie verhouding gehad nie, want hulle het nie die Here geken nie, hulle was nie kerkmense nie, en dit was net nie 'n baie goeie verhouding nie. En die uiteinde van die saak was, hy kom toe 'n punt in sy lewe, en die vraag is, jy weet, die Here laat goeders toe in mense lewens. Ekskuus tog. Hy laat sekere goeders in jou lewe toe. En dit gaan nie oor wie van julle regtig en jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar voel dat daar is 'n paar hindernisse in my lewe en ek kom net nie deur hierdie ding nie, ek het hierdie deurbrake beleef, ek kom nie tot hierdie einddoel en hierdie droom wat ek het vir my lewe nie. Daar's net altyd hierdie hindernisse. En nou, hy was een van my hindernisse. My pa, hy dit net nie, jy weet, toe ek op universiteit was, toe het ek begin my hare langer laat groei. Net daai tyd was dit, as ek nou vir julle sê daai tyd, dan bedoel ek nou, dit was voor selfoontyd, né? So, ek is nou amper 70 jaar oud, so dis regtig daai tyd gewees, né? En ek kom in die les wat ek geleer het, die feit dat hy nie aan my gevat het, of aan ons kinders gevat het, en ons gedruk het en gekoester het nie, was die feit dat hy 'n weeskind was, en hy, jy weet, you cannot give what you don't have, en dis die eerste les wat ek geleer het, en dis 'n les wat die Here vir my wou leer, baie vroeg in my lewe, want jy weet, you cannot give what you don't have, dis die eerste les wat ek geleer het. Hierso op 36 gaan sit ek so voor my pa, 'n stoel daar en 'n stoel hierso, en ek besef maar, die Here prompt my om vir hom te gaan sê, maar luister, want ons het hierdie wankelrige verhouding, en ons wil 'n knieskyfsessie doen. En nou knieskyfsessie is as jy 'n stoel daar het, en jy sit hierso, en ek het hierso gesit, en ek sê vir my, moet hier langs my sit, maar hy moet so sit, sodat sy knie ook in my knie ingaan. En terwyl ons nou daar so sit, toe sê ek van pa, luister nou mooi, ek doen hierdie ding uit gehoorsaamheid. En hy sê vir my, wat gaan ons doen? Ek gaan net vir pa nou sê, wat was my waarheid, en ek wil jou vergewe. En hy kyk my baie kwaai aan, en hy sê, vir wat moet jy my vergewe? En ek sê vir hom, nee, daar's 'n paar goedes wat pa gedoen het, hy sê vir my, wat? Ek sê, 1, jy het nooit aan ons geraak nie. 2, hy was vir 13 jaar, het my pa letterlik soos vol gewerk. Hy was 'n myner, ons het in Brakpan gebly, maar hy het in Witbank gewerk. So hy het in die oggend 7 uur uitgegaan, en hy 10 uur in die aand gekom. So hy was afwesig, 7 dae 'n week, hy was baie trots op daardie prestasie. Maar hy het my hele loopbaan, skoolloopbaan, het hy misgesit, ek bedoel dit. En ek sê vir hom, ek vergewe hom dat hy 'n afwesige pa was. En hy was kwaai. Hy was kwaai met my daarso. Hy sê vir my, maar ek het dit gedoen vir julle. Ek bedoel, hoe sou ek kan sorg? So ek het gewerk vir oortyd, en dis hoekom julle my nooit gesien het nie. Maar hy het ook vir my gesê in daai tydperk, hoor hierso, maar jy's die man in die huis nou, want ek was die oudste van die kinders. En hy sê vir my, so jy wag saam met jou ma totdat ek hier inkom. Jy kan nie gaan slaap nie. Ek het hierdie false sense of responsibility gehad op my, want ek moes 'n man wees, en ek was in die laerskool. Jy weet, in die hoërskool, en dit was, ek sê vir hom, ek vergewe hom. En dit was vir hom, hy het deur woede gegaan, en hy het deur ongeloof gegaan oor wat hy gehoor het. Ek sê vir hom, maar dis my waarheid. En op 'n stadium toe besef hy, en terwyl ons so met hierdie knieskyfsessie, sê ek vir hom, hier is wat vergifnis doen. Ek vergewe jou. So wat pa daarmee doen, is nie my saak nie, maar ek gaan die vrye
vrygespreek word. En dis wat ek vir elkeen van julle wil sê, is dat as jy iemand vergewe, jy sê nie dit wat hulle goed is, wat hulle gedoen het, jy spreek dit nie goed nie, maar as jy hulle vergewe, genuine vergewe, dan kry jy vryspraak. Ek sal nooit vergeet hoe lig ek gevoel het toe ek daar uitgestap het nie. Ek wil nie dit sê, toe hy nou opstaan, toe sê ek van nou af, gaan ons mekaar 'n drukkie gee, as ons mekaar, en hy sê, gaan nie gebeur nie, ek sê vir hom, staan, bly staan, en ek vat hom toe, en ek druk hom, en hy het toe nou 'n absolute legende geword, die Here leer ken, en hy het ook natuurlik, as hy jou gegroet het, het hy jou rug gevryf. Dit was vir hom eintlik baie spesiaal. So, in graad 5, toe ek nou in graad 5 kom, toe gaan ek saam met 'n groep kinders, skoolkinders, na Winkelspruit, na 'n ACSV kamp. En hierdie ACSV kamp, jy hoor ek van Jesus, want ek was nie in die kerk nie. My pa was kwaad vir die kerk, hulle was nie kerkmense nie. En ek hoor hierso van Jesus, ja. En ek het net gedink, hy is net absoluut 'n briljante model vir my. En dis genuine, ek wil hom in my lewe, ek wil hom navolg, ek wil net doen wat hy doen. En jy weet, en dit het my gestimuleer om predikant te word. Toe gaan ek na matriek, toe gaan ek universiteit toe, en ek gaan swat en nou predikant. Maar hoor nou mooi, die Here is so in detail betrokke by jou. Nou, van hierdie 7 kinders wat my pa gehad het, was daar 3 wat na 'n spesiale skool toe gegaan het, selfde ma en pa. Gelukkig is hulle was 52 jaar oud toe hy dood is, né? Hierdie ouens wat 2 weke nadat hulle mekaar ontmoet het, het hulle so 'n lang huwelik gehad. Maar hierdie ding dat hulle so met mekaar so lank met mekaar gebly het, dit was nogal vir my 'n ding, maar ek ben net gou hier so sien, want my tyd gaan kort raak. Ek gaan toe nou universiteit toe, van hierdie 7 kinders, 3 kinders na 'n spesiale skool toe, en 4 van ons doen is gemiddeld, maar van hierdie 7 kinders, 6 kinders provinsiale sportsoorte gedoen. Hulle was almal goed in sport, geneties dieselfde ouers ensovoorts. En op 'n stadium stap ek so op teen die teologiese instituut van Tikkies, en hier kom 'n ou uitgestap, professor Gemser, en hy sê vir my, hoor jy, daar's 'n oproep vir jou. En ek dink, wie sal my by die universiteit bel? En hier is dit een van my broers wat my bel, en hy sê vir my, Laurens, jy moet my help. Ek sê vir hom, waarmee moet ek jou help? Hy sê vir my, ek gaan my werk verloor. Ek sê vir hom, hoe gaan jy jou werk verloor? Hy sê, nee man, jy weet mos ek kan nie lees of skryf nie, want hy was dysleksies. Hy sê, ek kan nie lees of skryf nie, so, ek sê vir hom, ons het 2 weke gelede het ons jou bevordering gevier, met 'n braai, en ons was baie trots op jou. Hy sê, maar hoe gaan jy jou werk verloor? Hy sê, ek kan nie daai jobkaart skryf nie, ek kan dit nie doen nie. Ek sê vir hom, hoekom bel jy my? Hy sê, jy's op universiteit, jy moet my help. Nou klim ek in my kar, nee, ek swat teologie, ek moet hom nou help. Nou klim ek in my kar en ek ry Springs toe, nee, ek ry Springs toe, want op daai stadium het hy gewerk by Impala Platinum, nee, as 'n boilermaker. En ek gaan so op pad, koop ek vir hom 'n woordeboek. En toe ek so by hom aankom, en ek gee vir hom die woordeboek, ek sê vir hom, dis hoe ek jou help. Hy sê, ek kan nie lees nie. Wat help dit my? Weet jy, terwyl ek so op pad terugry, en na die universiteit toe, het ek hierdie groot worsteling met die Here, en ek sê net, hoe is dit moontlik, Here, dat daar dieselfde ma en pa, dit is nie 'n swak kol gewees nie, hulle is so mooi verspreid gewees. En hoe kan dit wees dat hulle sukkel, en wat moet ek doen?
Die uiteinde van die saak is, ek kom by die universiteit en ek vra vir hulle, gaan na die studentediens en ek sê vir hulle, wat moet ek doen en wat moet ek swat en ek verduidelik vir hulle die vrae en die verskynsel ensovoorts. En nooit gedink dat op daai stadium, op daai spesifieke moment, begin ek 'n akademiese loopbaan van 19 jaar lank wat ek swat in hierdie spesifieke gebied, 6 grade in hierdie spesialiste rigting. En dit was net ongelooflik oor hoe dit gebeur het en wat ek regtig kon doen. En in 1993 nou die Here het net daar ingegryp waar ek gedink het ek gaan predikant word, het ek uiteindelik hierso in breinaktivering het ek 'n spesialis geraak. Ek het 80 praktyke gehad in Suid-Afrika, baie groot. Hoekom? Daar is so 'n geweldige behoefte vir wat gebeur. Jy weet, kinders wat sukkel en genetiese probleme het. En ons het ongelooflike deurbraak navorsing gedoen. En dit was vir my net 'n wonderlike ding om in daardie proses te staan. Maar in 1993 kom hulle agter, ek doen die Eysterman kompetisie en hulle wil die top 10 wil hulle toets gehou. Hulle wil kyk hoe sterk jy is, wat is jou spierradsheid, jou V2 max ensovoorts. En terwyl ek so op die fiets sit, terwyl hulle my nou toets, toe stop hulle my en sê van nee, klim af. Jy gaan 'n hartaanval kry. Nee, ek sê, hoor jy, ek het nou net die Eysterman gedoen. Ja, nee, maar jy moet nie. Toe ontdek hulle dat ek het 'n ding wat hulle noem die Wolff-Parkinson-White syndroom. So 'n normale hart klop so, lip, dip. Ek het so geklop, my hart het so geklop, lip, dip. En dit is 'n Wolff-Parkinson-White syndroom wat ek toe ontdek het. En hulle sê toe vir my, kom Lourens, jy's lekker fiks, ons gaan hierdie operasie doen. So hulle gaan ingaan, dan gaan hulle die ekstra geleidingsbaan wat gegroei het, gaan hulle afbrand. En ek lê op die teatertafel, nou lê ek so 17 monitors, want ek moet wakker bly. So ek is hierso besig, hulle is hierso deur my lieste gekom, hulle het hierso deur my arms gegaan om in te gaan en my hart kunsmatig vinniger te laat klop, sodat hulle daardie ekstra geleidingsbaan kan afbrand, met soos 'n stroom wat arc welding, weet julle wat 'n arc welding? Daai tipe stroom wat hulle hierdie ding gaan brand. Nou lê ek op hierdie tafel, en ek sal nooit vergeet nie, is 'n Chinese dokter en 'n ander dokter, en hulle kom so en hulle buig so oor my, sê vir my, Lourens, dit is die laaste keer, ons het jou hart nou op laat gaan na 240 slae per minuut, maar ons gaan hom nog net een keer probeer. En as ons dit nie kry nie, dan, en ons kry hom dan nog nie, dan kan ek nou vir jou sê, kan jy die Comrades gaan hardloop. En hulle doen dit, en terwyl hulle my hart laat opgaan na 260, lê ek so en ek voel net ewe skielik, gooi iemand warm water oor my kop, en ek wil so opkom, en ek is weg. Maar voordat ek wegraak, kon ek sien dat daai 17 monitors wys hierdie flatline. So ek het gesien hoe my hart net gaan staan het. En die volgende dag, toe kom ek, en ek kom op, ek lê, hulle sukkel om my by te kry, en die volgende dag, en ek word wakker. En toe ek so wakker word, sit hierdie 2 dokters, spesialiste hier oor my, en sê, Jene Lourens, jy het ons laat skrik. Ja, en ek sê vir hulle, hoor jy, ek is jammer, ek het so gegil. En hierdie ou sê vir my, nee, jy het nie gegil nie. Ek sê vir hulle, nee, ek is jammer, ek het so gegil. En hierdie ou sê, jy het nie gegil nie, dis hallusinasies wat jy gehad het. Weet jy, toe hulle so wegstap van my, toe weet ek dat ek weet, dat dit is nie hallusinasie gewees nie. Dit het vir my, wat het ek beleef? 'n NDE, 'n near-death experience. So ek het letterlik, toe ek gaan,
toe ek wegraak, toe dit vir my gevoel, jy weet, sommige mense praat van as hulle hierdie near-death experience het, as sien hulle die lig en hulle sien hierdie pragtige omgewing. Wat het ek beleef? Ek het dit vir my gevoel, ek sit in 'n vliegtuig en hierdie venster word uitgebreek en ek word uitgeruk. En toe ek so uitgeruk het, toe sê ek in hierdie pikgiedonker en ek is net besig om te val die hele tyd. En soos wat ek val, hoe harder word die geskreeu langs my en gille en dit was vreesaanjaend en ek het gegil omdat ek so bang onstabiel was en dit was net iets verskrikliks. En ek doen navorsing oor hierdie ding en ek wil net weet, hoor hierso maar, want dit was nie 'n hallusinasie nie. En ek kom toe uiteindelik op by 'n ou wat presies, hy's 'n groot predikant nou in die wêreld, John Bevere, en hy het presies dieselfde ervaring gehad. Dit soos daai ding, ek is deur hierdie porthul geruk en hierdie donkerte en hierdie onstabiliteit en hierdie gille dieselfde gehoor. En ek lees toe verder en ek doen nou navorsing en ek sê vir hulle, luister, en toe lees ek hierdie versie. En ek lees hom in verskeie vertalings, hoor hierdie ding. Nou ek het soos julle onthou nou, het ek julle vertel van Winkelspruit en ek het Jesus gesien as hierdie modelpersoon. Nee, en ek wou gaan en ek wou hom volg, ek het hom nie gevolg, ek wou hom net as modelpersoon dupliseer, en Jesus sê hulle, in Matteus 7 vers 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name, drive out demons in your name, and do many miracles in your name? Then, en hierdie ding het my geruk, then I will announce to them, I never knew you. Depart from me, your lawbreakers. En die verstommende ding is, ek het toe op daardie ding ingegaan en net besef, maar die Here ken ons harte en ken nie, en ek het toe besluit, maar ek het nie op daai stadium toe ek in standaard 3 was, graad 5 was, het ek nie die Here aangeneem sodat ek dit moes doen nie, en hom gevolg nie, in my hart nie, want ek weet, maar soos wat ek deur die lewe gegaan het ek dit altyd reg gekry, en ek besef toe nou, na die navorsing, ek het die volgende ding gedoen. Ek was op die studente se akademiese raad gewees, op universiteit, en hulle roep my in, hulle vra my, hoor hierso, dit is die ouens wat ons wil aanstel, dan het ek die volgende ding gedoen. Dan het ek vir hulle gesê, dan het ek iets van Jesus en godsdiens het ek daarso in hulle midde gelos. En maar ek besef toe dat ek dit elke keer gedoen sodat ek die voordeel kon kry uit hierdie dinge. En ek besluit toe net en ek bid vir die Here, ek sê vir die Here asseblief, ek wil hê jy moet vir my sê wanneer is my hart reg. En ek doen 'n groot konferensie in Warmbad. En ek is op daai stadium al 2-3 jaar besig om te kyk na, om navorsing te doen oor hierdie ding, en ek vat so, en terwyl ek klaar gepraat het oor my spesialisterrein, wil die ouens nou vir my vra, en dan, ek staan so op die verhoog, dan kom hulle net vorentoe, dan vra hulle my die vraag, dan antwoord, maar soos wat hulle so 'n lang ry staan, groot konferensie gewees, sien ek al kom 'n ouerige vrou aan, en dan as sy so 4-5 mense weg is, dan draai sy uit, dan stap sy weer uit, en dan daar so teen die agterkant van die deur, dan val sy weer in die ry, weer in die ry, en hierdie vrou kom op, en ek het vir die Here gebid, Here, ek wil nie net lees dat my hart is reg nie, iemand moet vir my sê, asseblief Here, en ek sê nou vir jou, die Here is betrokke by jou, en die vrou kom toe by my, en sy sê vir my, luister so, ek weet nie wat gebeur nie, ek vra vir, ek het gesien, jy kom 'n paar keer hier so by my aan, maar jy het omgedraai, sy sê, luister so, ek is gereformeerde ou,
Dit het nog nooit met my gebeur nie. Ek sê, wat het met jou gebeur? Sy sê, ek kan nie deur daai deur stap nie. Elke keer voor daai deur het ek hierdie stem gehoor, sê vir hom dit. Sê vir hom, dan stap ek hier na toe, dan dink ek nie, dit is belaglik om dit vir hom te sê. En ek sê vir hom, wat moet jy vir my sê? Sy vra vir my die vraag, baie nonchalant. Sy sê, het jy hartprobleme? Ek sê, nee, ek het nie. Eers het ek gedink, dat sy het gehoor, dat ek die Wolff-Parkinson-White syndroom gehad, maar toe besef ek, nee, ek het nie meer Wolff-Parkinson-White syndroom nie, want hulle was suksesvol met die operasie, en ek sê vir, wat het hy presies vir jou gesê? Man, ek moes vir jou sê, jou hart is reg. Maar is maar klim in daai kar, nee. En ek vlieg terug Pretoria toe. Dit was my die wonderlikste ding, dat die Here daai vrou vra, en sê, luister, so sê vir hom, sy hart is reg. En die Here toets ons, en hy is so intiem betrokke in jou lewe, dat baie keer weet hy wat jy sê, al is dit baie keer goeie goeders, maar jy het nie die regte bedoeling in jou hart nie. En ek weet dat die Here, en dit is 'n les wat ek geleer het, is net dat, hoor jy sê Here, maak dat dit wat ek sê, uit my hart uitkom. En toen 1996, en hierdie ding het my lewe omgaan. Nou staan ek so voor my direksie. Ons het 'n groot praktyk, ek het op daai stadium 80 praktyke. Nou staan ek so voor hulle, en ek verduidelik so op 'n bord, hoekom moet ons nog een oopmaak, 'n streekskantoor oopmaak, en terwyl ek so skryf, toe draai ek so om, en ek vra vir die ouens, luister so, my stoel het so ver gesit van waar jy nou sit, en ek vra vir hulle, hoor, kan ek gaan sit, en ek voel sleg, ek voel genuine sleg, en ek het 2 weke voor dit weer 'n Eysterman kompetisie gedoen, en hulle sê vir my, luister so, ja, dit is nou Chinese trick number 17, want ons weet, hoe hard oefen jy, ek het nog nooit in my lewe druppel alkohol gedrink of gerook nie, en hulle weet ek oefen baie hard, en ek sê vir hulle, nee, ek voel genuine sleg, en in hierdie proses, om na daai stoel te gaan, my stoel, om daai konferensietafel, verloor ek beheer oor my nek, ek verloor beheer oor my ingewande, ek verloor beheer oor my blaas, ek verloor beheer oor my regterarm, verloor beheer oor my regterbeen, en ek slaan neer, en ek is 'n totale hemipleeg, en ek lê in die hospitaal, en ek kan nie verstaan hoe dit gebeur nie, ek is fiks, ek doen nie volgens my die regte goeders, en niemand verstaan nie eers my vriende wat nou oor my toesig hou daarso nie, maar nou is ek maande, ek het amper 'n jaar in die hospitaal gelê, nou is ek vir maande hierso, en nou blyk vir hulle vra, hoekom het dit gebeur? En hier kom een van my vriende wat saam met my in die weermag was, David de Villiers, en hy sê vir my die volgende ding. Hy sê vir my, Spiertier, dit was my bynaam, Spiertier, weet jy hoekom het jy 'n beroerte gehad? Ek sê vir hom, sê my asseblief, want ek weet nie. Hy sê, daar sonde in jou lewe. Ja, my vrou Zanti, sê vir hom, sy wil oor die bed spring. Ek lê hier so verlam, dit is traumaties, en hy sê vir my, hoor jy, daar sonde in jou lewe, maar weet julle wat het ek beleef? Niks, nie een greintjie vesel in my liggaam het weer teen dit in opstand gekom nie. En ek sê vir hom, nou lê ek daar in die hospitaal, verlam, en nou weet jy, nou dink jy mos terug, nou vat jy al hierdie sonde files uithaal, nee, al hierdie leers met die sondes wat jy, selfs die hondjies of nie hondjies nie, die kuikens, wat ek laat verdrink het in 'n emmer, nee, selfs sulke goedes, maar ek kry nie hierdie sonde wat ek gedoen het, wat my nou lewenslang verlam gaan lê nie, ek sê, my pleeg, my gesig hang, ek kan nie werklik normaal praat regtig nie, ek sê de mekaar, maar hoe gebeur dit, jy weet, wat gebeur, en terwyl ek nou daar so de mekaar lê, en ek besef maar, Here, wat, hoekom?
En ek sê ek kry nie daai sonde wat sê, want ek nie geweet of ek weer toegelaat gaan word en na my spesialis rigting nie, ensovoorts. En ek sê vir my vrou Zanti, gaan haal my Grieks en Hebreëus, hoor nou mooi, né? Want ek het mos teologie geswat. Ek gaan haal my Griekse boeke en gaan haal, want ek dink ek weet nie wat is sonde nie. En ek gaan na die oorspronklike woord en hoor nou mooi. Jy vertaal sonde met die volgende woorde in Engels. To miss the mark. Hoeveel van ons mis nie ons merke nie? En ek het met die Here net gaan en gesê, ek wil weet, hoe kom jy by hierdie ding? En ek sal dit graag gou met julle deel baie vinnig. Hoeveel tyd het ek oor nog? Savannah? Hoeveel? 5 minute. Dan gaan ek tyd maak dat ons hierdie beginsel net kan kry. So ek wil weet, wat is my merk? En natuurlik, omdat ek so lank in die akademie was, het ek begin navorsing doen oor hoe kom 'n mens by, wie van julle glo dat julle het 'n purpose in die lewe? Jenny nou, ons almal het 'n purpose in die lewe. Ons almal het 'n purpose in die lewe. En dis jou merk, En ek sê vir die Here, maar hoor hier so Here, ek bedoel, ek het teologie geswat en ek het nou 19 jaar lank geswat in wat ek nou is, en nou, wat nou, hoekom lê ek hier so verlam hierso? En die Here, en met my navorsing, kom ek by, en die Here openbaar die volgende ding vir my. Hy sê, luister so, en ek wil hê julle moet hierdie ding sien as 'n trechter, né? So hier's hierdie trechter, en hier gaan aan, en alles wat hier deurkom, hieronder, alles as hierdie goeders wat ek nou vir julle gaan sê, saam deurvloei, dis nou 'n ronde emmer gedagte, en dan loop hy deur. Alles wat hierso, dit gaan my merk wees, maar dit gaan slegs my merk wees as alles wat ek hierdeur gaan gelyktydiglik deurgaan. Hoor hierdie ding, het dit my lewe verander nie. Talente, ons almal het talente, julle stem saam. As jou talente deurgaan, en ek wil dit nou aan die hand van 'n ander voorbeeld van 'n ander dokter vir julle verduidelik, sodat julle kan sien wat sy verskil maak dit. Hierdie ou, baie goed, hy's 'n trauma dokter, met ander woorde, hy's 'n trauma eenheid dokter, en maar hy's destruktief, hy gooi die ouens sommer met skalpels, né, die nurses wat saam met hom werk. Hy's kwaai man, hy's ongeskik en hy's verwoestend, en hulle sê vir my, maar hoorie so Lourens, wil jy nie net met hom gaan praat nie? Nou sit ek so aan die tafel, en hy vra my, wie is jy? En ek sê vir hom, luister, ek vra vir hom 'n paar vrae, en ek moes baie mooi tred hou met die Afrikaans wat hy gepraat het tussen die vloekwoorde, nee, om te verstaan wat hy sê, ek haat my werk, dit is akelig, en hy's goed gekwalifiseerd, maar hy's sleg. Ek vra vir hom die vraag, hoor nou mooi, hierdie 5 goeters, ek sê vir hom, hoekom het jy dokter geword? Hy sê, want ek het 'n talent gehad vir wiskunde en wetenskap. Hy sê, dis hoekom ek dokter geword het. Ek sê vir hom, okay, so as jou talente deurvloei, né? Die tweede ding is, wat is jou passie? Hy sê, wat bedoel jy by passie? Ek sê, nee, waarvoor, toe jy klein was, wat was jou passie? Wat wou jy graag geword het? En hy sê, 'n onderwyser. Ek sê, nou, ek het nie 'n onderwyser geword nie. Hy sê, nee, my pa sê, daar is nie geld in nie. En hulle is reg. Nee, ek sê vir hom, okay, so talente, jy kan dit doen, passie is onderwyser, nee, dit vloei nie deur nie, want jy's 'n trauma eenheid dokter, jy werk net in emergencies, so dit loop nie deur nie. Ek sê vir hom, wat is jou pyn? Hy sê, hoor jy so, lang vloekwoorde, toe ek die woord pyn genoem. Hy sê, jy weet nie wat is pyn nie, Lourens, jy het nie idee wat pyn is nie. Ek sê vir hom, wat is jou pyn? Hy sê, kan ek jou net een dag, gister, vir jou verduidelik, dan sal jy nou weet of ek pyn het. Hy sê, ek kom by die werk aan, toe ek so instap, toe lê daar 'n kind, 'n dogtertjie,
wat omgery is deur 'n bus. En hy het oral gery. Nou sit ek en nou ek is besig en ek probeer alles in my lewe om te doen. En ek doen hierdie ding en ek doen hierdie ding en ek raas met hierdie unskilled mense wat saam met my werk. Hy sê ek sal hulle doodmaak, ek beloof jou. Hy sê en nou werk ek daarso en hy sê na 2 ure sterf hy kind. Hy sê dink jy dit is painful. Hy sê nee. As ek 'n latex handskoene so afhaal, dan moet ek uit daai deur stap en daar wag 'n ma en pa vir my. Hy sê as ek so deurstap, ek sê niks nie. Dan kan hulle sien aan my gesig, dan kon slaan daai vrou my bors en dan sê sy, maar ek is seker jy kon iets gedoen het aan my kind. Ek is seker, sy kan nie nou dood wees nie. Hy sê, dis pyn. Dink jy dis die einde van my pyn? Hy sê nee. Hy sê nou gaan ek vanaand terug. En dan gaan sit ek op die stoel. Hy sê hy kom by die huis en sy seentjie hardloop so uit en sy seentjie kom en hy vat die kind so en dan toe hy hom so optel, toe sê hy vir my, toe vra ek my die vraag, hoekom lewe jy? Want ek het nou net 'n kind op my theatertafel laat doodgaan. En hy sê, hy groet net en hy sit die kind neer. Hy sê, ek stap in die huis en ek gaan sit op 'n stoel in die sitkamer en sy vrou kom, kyk so van die, kom by sy kant af en sy sê, jy's 'n slegte pa, weet jy dit? Hy kind was so opgewonde om jou te sien. Jy het hom net hallo gesê en hom weer neergesit. En weet jy wat, nee, jy's getroud met jou werk, want ek kan jou 100% waarborg dat jy nou aan jou werk dink. Jy's getroud met jou werk en jy's buitendien 'n slegte man. Hy sê, dis pynvol. So daar is my pyn. Ek sê vir hom, loop daai pyn deur hierdie ding, absoluut, deur wat jy doen. En die volgende ding is, ek sê vir hom, wat is jou las? Wat is 'n las? Waaroor word jy wakker in die aand? Hy sê, man, ek weet 100% wat dit is. Hierdie unskilled mense wat saam met my werk, hulle onkunde. Ek hou nie daarvan nie. Ek sê van, okay, dit werk ook daardeur. Ek sê materiële drome, is die volgende ding. So, hy sê nee, ek het nog altyd gedroom om 'n goeie kar te hê, 'n goeie huis te hê, goeie inkomste te hê en vakansiehuis te hê. So, ek sê van, so eintlik, dis dit net jou talent, nee, jou passie, wat nie deurvloei nie. Jou talent is, jy het 'n dokter geword, want jy het 'n talent vir wiskunde en wetenskap. Jou passie het nie, want jy wou 'n onderwyser word, en jou pyn loop daar deur, want jy beleef daai pyn, en jou burden, jy is bekommerd oor die swak opleiding wat hierdie ouens kry, en jou materiële drome, jy kan dit bekostig. As jy nou, wat sê jy nou vir my? Ek sê, weet jy wat, ons moet dit reg kry, om jou te kry, dat jy jou talent, jou passie, ook deur daardie tregter laat gaan, hulle moet saamgaan. As dit saamgaan, dan gaan dit uiteindelik kom. Hy sê van, is belaglik. Ons skryf hom 'n werk in die Emirate, en hy word aan die hoof van emergency unit dokters, en daai man skryf, ek sê net vir jou, sy vrou, nadat hy begin opleiding gee het, hy sê, hy kan nie wag vir maandag om terug te gaan in die studente dokters wat hy oplei nie. Hy is mal oor, hy het die beste verpleegers begin oplei, en sy sê vir ons, hoor jy, hy's 'n beter man, hy's 'n pa, hy's net gesettel. Hoekom? Want hy het dit reg gekry om daai merk te sien wat die Here vir hom het. En dit so mense doen. Ek het daai selfde oefening deurgaan, en dis die volgende ding wat die Here vir my gesê het. In partnership with God, building His kingdom through enterprise. En toe ek dit vir die eerste keer hoor, toe dink ek, Here, maar ek is 'n professionele ou, ek is nie in die enterprise in die besigheidswêreld nie. Wat dink julle, wat doen ek nou?
dit het net so spontaan gebeur dat ek wêreldwyd nou 'n mentor is vir mense om uiteindelik te kom na hierdie ding. Ek wil afsluit met die volgende voorbeeld en dan is ek klaar. Baie belangrik. En dit is, jy weet, baie van ons beleef ons lewe van hindernis tot hindernis tot hindernis tot hindernis en ons verstaan nie hoekom ons hier by ons deurbrake kom nie. En jy weet, toe ek verlam gelê het en my fisioterapeut sê vir my, wil jy graag weer loop? Ek sê vir haar, ja, verseker. Sy sê, weet jy wat, dan moet jy uit jou comfort zone uitkom. Ek sê, wat bedoel jy comfort zone? Ek sê in 'n rolstoel. Sy sê, waar voel jy die veiligste? In jou rolstoel of wanneer jy nou bietjie opgelig word deur ander mense? Ek sê, nee, in my rolstoel. Sy sê, kom uit jou rolstoel. Ek sê, hey, ek's verlam. Sy sê, ons moet iets doen om jou uit jou rolstoel uit te kry, uit jou comfort zone uit te kry, sodat jy, as jy weer wil loop en wat gebeur? Ons maak vir my 'n bors 'n ding en vir my bene en hy tel my op. En toe ek uit daai comfort zone uitkom, toe beleef ek 2 tipes mense in my lewe. My ma, sy word toe nou 'n border bully. Nou ek is op 'n stadium waar ek nou kan loop, maar ek loop soos robot man, nee, loop ek so. En ons nooi hulle uit van Vogwel af, asseblief kom kyk net wat het ons, nou wil ons hulle verras, dat ek is nie meer in 'n rolstoel nie, ek kan uitklim en ek kan eintlik loop. Nou net om vir julle te verduidelik, hier is die gang, waarin ek nou in my rolstoel gaan aankom, daar sit my maale op 'n bank in die sitkamer, en Zanti is baie trots en sy kom en sy stoot hierdie ding en sy maak die brieke van die hand van die rolstoel vas en toe sy nou, en sy sê, luister so, kyk net wat gebeur. Nou moet ek sê, ek het bietjie suspect gelyk, want ek het steke hier gehad en ek het 'n pleister hier gehad omdat ek al geval het. Maar nou klim ek hier uit hierdie rolstoel uit, né? En ek begin loop, né? Sal jy my glo, my ma wat lief is vir my, sy kom soos 'n blits uit daai rusbank en sy tackle my soos geen Noord-Transvaal speler my ooit getackle het in my lewe nie, en sy tackle my terug in hierdie rolstoel. En sy sê, Lourens, asseblief, hou op met hierdie onsinnigheid van die so ons gaan vir jou elektriese stoel kry. So, ek weet jy dink jy is dinamies, maar hoorie, so ons gaan hierdie goeie doen, maar hou op om te dink jy gaan herstel weer. Ons noem hierdie ouens border bullies. Hulle boelie jou terug na jou comfort zone toe, want weet jy wat? Hulle voel comfort as ek in my comfort zone was. Ek sê nou vir jou, die Here roep ons om uit daai comfort zone uit te kom. En as jy uit daai comfort zone uitkom, gaan jy 'n tweede ou leer ken, 'n border buster. Dis hierdie beste vriend van jou wat man, jy praat nog net van goeders wat hy sê, dan stoot hy jou na die ding toe. Daar's geen fynskrif nie. Daar's nie 'n plan nie, maar hy is so opgewonde oor jou idee. Hy stoot jou net aan, nee. Jy moet pas op vir hierdie ouens, né? Maar as jy deur en wat het die Here my geleer? Wat moet ek doen met hierdie border bully wat my ma, sy's lief vir my. Wees lief vir haar, maar werk om haar, want dis nie haar droom om weer te loop nie. So, wees hierdie border bullies, sê net vir hulle, wow, so bietjie, en stap net bietjie in liefde rondom hulle. En dan gaan jy die volgende hindernis kry. Wie van julle het al deur 'n tydperk in julle lewe gegaan, waar dit voel soos wasteland? Die Here het my verlaat, ek voel nie die Here se teenwoordigheid meer nie, ek sê nou vir jou, dis wasteland, dit is hierdie desert area. Wel, die Here vra vir my, hoorie so, want ek was in daai fase, waar ek besef het, maar dit gaan nie so maklik wees om weer te loop nie, en die proses was toe nou so, en hy sê vir my, hoorie Lourens, het jy 'n visie vir julle? Ja, ek wil weer 'n sport deelneem.
Wel, dan moet jy deur hierdie wasteland gaan. En hier is die voorbeeld wat vir my afspeel. En dis die volgende ding is, wie van julle was al in Londen of in Europa met hierdie underground treine, né? Nou, dink nou net daaraan. Hierdie sokkerfans, nee, ons sit nou die wêreldbeker sokker wat nou aangaan. Nou hierdie ding, is hier, daar sal stampedes wat ons plaas van die ouens se squad. Nou as dit nou 'n pilaar is hierso, en hierdie is ook 'n pilaar, maar hierdie massas mense kom nou hierso deur in hulle squad. Maar jou wietkinders, laat ek net gou sien. Okay, nou jou kind, klein kindjie, lê daar, maar hy gaan seker hulle vir hom doodtrap. Want weet jy wat? Jou visie is so duidelik dat jy kan jou kind se skreeu uit 1000 mense. Jy ryk sy doek sommer, nee, tussen mense. Jy kan jou kind ryk en jy weet hoe jou kind lyk. En jy moet net 'n hoë definisie van jou visie. Want wat gaan julle doen? As jy hier so staan, en hier kom hierdie skares, nou hierdie stampede kom van hier af, en hulle gaan so, gaan jy staan hier so agter die pilaar, skuiling soek, en jy weet dat hulle gaan jou kind doodmaak. Wees eerlik, wat gaan julle doen? Julle gaan deurgaan. Gaan julle? Ja, jy gaan. Weet jy wat is jou kind? En dan wat gaan gebeur as jy omgehardloop word? Gaan jy weer opstaan? Ja. En as jy bloei, en as jy 'n been gebreek het of wat ook al, gaan jy weer opstaan. Ja, jy gaan. Weet jy hoekom? Want jy weet, jy het hierdie high definition van wie jou kind is en jou visie. So kry 'n visie in jou lewe wat net so 'n ding is. Want, weet jy wat? Hierdie stampede daar's 'n woord daarvoor om dit te beskryf. Jou lewe. Somtyds weet jy, jou droom is daar, maar die druk kom van hierdie kant af. En die Here sê, nee, kry net 'n goeie visie van dit wat jy wil doen. En dan gaan jy die giants in jou lewe. En weet jy wat is die grootste giant wat jy moet slyn? En dit is jou ego en jou pride. Ons het mense nodig om te bereik wat ons in die lewe. Ons het mense nodig. Jy weet, daai boetie en daai neef wat sleg praat van jou, ons het selfs hulle nodig om regtig uit te gaan. En die dag wanneer jy in daai visie stap van jou lewe, en dit het met my gebeur, pas op dat die duiwel nie vir jou lieg nie, want wat met my gebeur het is, ek was verlam en ek het hard gewerk, het hierdie definitiewe visie gehad en eventueel kon ek loop weer. En as ek saam met my vriende na 'n jaar gegaan het, was hulle nog in 'n rolstoele en ek het half skuldig begin voel. Nee. Dit het gebeur want ek het hierdie visie gehad. En eventueel as deel van Amakrokkel het ek die Olimpiese spele gekwalifiseer vir normale fietsry. Ek het nooit baanfiets gery nie, ek het 3 nommers gekwalifiseer vir Olimpiese spele. Ek het vir die langryd gekwalifiseer. Hoekom? Bloot omdat die Here gesê het, wat is jou merk? Ek het 'n duidelike merk gehad. Ek het uit my comfort zone uit gekom. Ek het deur hierdie boulder bullies gegaan. Ek het nie beklei met hulle nie. Ek het net vir hulle verbygestap met liefde. Hierdie wasteland. Nou ja, die Here is baie betrokke met jou in detail. Want jy kan ook, as jy regtig gaan kyk na wat met jou gebeur het in die lewe, en ek sluit af met die volgende ding. Dit gaan nie oor wat met jou gebeur nie. As jy regtig mooi dink daaroor, vra net vir die Here die volgende vraag. Here, wat wil jy my leer in hierdie proses? Want elke keer deur elke moeilike ding het ek net vir julle gesê, maar wat is die les wat ek moet leer? En ek kon dit baie keer nooit onmiddellik kry nie, dit het met maande gegaan. Maar dit is niks meer bevredigend. As jy by 'n punt in jou lewe kom, waar jy 100% seker is, dat ek gaan nie die merk wat God, want weet jy hierso, die Here het die volgende ding gedoen. Hy het eers jou merk gesien, dit wat jy gaan doen, jou purpose, en toe maak hy presies vir jou
met jou stem, met jou lengte, met jou persoonlikheid, met alles wat jy het, is jy die regte persoon om daarin te doen. Word net bewus, stap hierdie pad met die Heilige Gees en weet jy wat? Dit sal vir jou openbaar word. Moenie ongeduldig raak in die proses nie, maar sal die Here vir jou openbaar wat jou visie is en jou doel is. Absoluut. Baie dankie.